Okay julle, ons gaan aan met Esegiel 19, 'n klaaglied. Verder hef jy 'n klaaglied aan oor die vorste van Israel en sê: Wat was jou moeder? 'n leeuwin, tussen die leeu's het sy gelê, onder die jong leeu's het sy haar kleintjies grootgemaak, en sy het een van haar kleintjies opgewek. 'n jong leeu het hy geword, en hy het geleer om prooi te verskeur. Hy het mense geëet, en die nasies het van hom gehoor, in hulle vangkuil is hy gevang. En hulle het hom met hake na Egipte land gebring. En toe sy sien dat sy teleurgestel is, haar hoop verlore, het sy 'n ander een van haar kleintjies geneem en hom 'n jong leeu gemaak. En hy het rondgeloop onder die leeu's, het 'n jong leeu geword en geleer om prooi te verskeur. Hy het mense geëet. Hy het al weduwees beken en hulle stede verwoes. Ja, die land en sy volheid was verskrik vanweë die geluid van sy brul. Toe het die nasies rondom uit die lande hulle teen hom opgestel en hulle net oor hom uitgesprei. In hulle vangkuil is hy gevang. En hulle het hom in 'n hok gesit aan hakke en hom na die koning van Babel gebring. Hulle het hom in vestings gebring dat sy stem nie meer gehoor sou word op die berg van Israel nie. Jou moeder was soos 'n wingerdstok in jou rustige tyd. By die waters was dit geplant. Dit was vrugbaar en vol ranke vanweë die baie waters, en dit het sterk takke gekry om as scepters en heersers te dien, en sy top was hoog tussen die digte takke in, en dit het hom vertoon in sy hoogte in die menigte van sy ranke. Maar dit is in grimmigheid uitgeruk, teen die grond gegooi, en die oostewind het sy vrugte laat verdroog. Hulle is afgeruk en het verdroog. Sy sterk tak, die vuur, het dit verteer. En nou is dit geplant in die woestyn, in 'n dor en dorstige land, en die vuur het uitgegaan uit sy tak vol lote, en het sy vrugte verteer, en geen sterk tak is daarin, as die scepter om te heers nie. 'n klaaglied is dit, en 'n lied het dit geword. Tot sover. Okay, ons gaan aan met Esegiel 20, 'n waarskuwende voorbeeld. En in die 7de jaar, in die 5de maand, op die 10de van die maand, het daar manne uit die oudstes van Israel gekom, om die Hemelse Vader te raadpleeg, en hulle het voor my gaan sit. Toe het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê: Mensekind, spreek met die oudstes van Israel en sê vir hulle: So spreek die Hemelse Vader: Kom julle om my te raadpleeg, so waar as ek leef, gewis. Ek laat my deur julle nie raadpleeg nie, spreek die Hemelse Vader. Wil jy hulle oordeel? Wil jy oordeel, mensekind? Maak hulle dan die gruwels van hulle vaders bekend. En sê aan hulle: So spreek die Hemelse Vader: Die dag toe ek Israel uitverkies het, het ek my hand opgehef vir die geslag van die huis van Jakob, en my aan hulle bekend gemaak in Egipte land. Ja, ek het my hand vir hulle opgehef en gesê: Ek is die Hemelse Vader, julle God. Op die dag het ek my hand vir hulle opgehef, om hulle uit Egipte land uit te lei, na die land wat ek vir hulle uitgesoek het, wat oorloop van melk en honing. 'n sieraad is dit van al die lande. En ek het aan hulle gesê: Gooi weg, elkeen die verfoeisels van sy oë, die verontreiniging julle nie met drekgode van Egipte nie. Ek is die Hemelse Vader, julle God. Maar hulle was wederstrewig teen my, en wou na my nie luister nie. Niemand het die verfoeisels van sy oë weggegooi, of die drekgode van Egipte laat staan nie. Toe het ek gesê, dat ek my grimmigheid oor hulle sal uitgiet, om my toorn teen hulle te laat uitwoed in Egipte land. Maar ek het gehandel terwille van my naam, dat dit nie ontheilig sou word voor die oë van die nasies onder wie hulle gewees het nie, voor wie se oë ek my bekend gemaak het aan hulle, om hulle uit Egipte land uit te lei. En ek het hulle uit Egipte land uitgelei en hulle in die woestyn gebring. En ek het hulle insettinge gegee en my verordeninge aan hulle bekend gemaak, wat die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe. Daarby het ek ook my sabbate
aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat ek die Hemelse Vader is wat hulle heilig. Maar die huis van Israel was wederstrewig teen my in die woestyn en hulle het nie in my insettinge gewandel nie en my verordeninge verwerp, wat die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe, en my sabbate het hulle baie ontheilig. Toe het ek gesê, dat ek my grimmigheid oor hulle sal uitgiet in die woestyn, om hulle te vernietig. Maar ek het gehandel terwille van my naam, dat dit nie ontheilig sou word nie, voor die oë van die nasies, voor wie se oë ek hulle uitgelei het nie. So het ek dan ook my hand vir hulle opgehef in die woestyn, dat ek hulle nie sou bring in die land wat ek aan hulle gegee het nie, wat oorloop van melk en honing nie. 'n sieraad is dit van al die lande, omdat hulle my verordeninge verwerp het, en in my insettinge nie gewandel het nie, en my sabbate ontheilig het, want hulle hart het agter hulle drekgode aangeloop, maar my oog het hulle verskoon, sodat ek hulle nie verdelg het nie, en geen einde aan hulle gemaak het in die woestyn nie. Maar ek het aan hulle kinders in die woestyn gesê, wandel nie in die insettinge van julle vaders nie, en onderhou nie die verordeninge nie, en die verontreinig julle nie met hulle drekgode nie. Ek is die Hemelse Vader, julle God, wandel in my insettinge en onderhou my verordeninge en doen dit. En die heilig my sabbate, en hulle sal 'n teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet dat ek die Hemelse Vader, julle God is. Maar die kinders was wederstrewig teen my, hulle het nie gewandel in my insettinge en my verordeninge nie onderhou om dit te doen nie. Want die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe. Hulle het my sabbate ontheilig, toe ek gesê het, dat ek my grimmigheid oor hulle sal uitgiet, om my toorn te laat uitwoed teen hulle in die woestyn. Maar ek het my hand teruggetrek en gehandel terwille van my naam, dat dit nie ontheilig sou word voor die oë van die nasies, voor wie se oë ek hulle uitgelei het nie. Tog het ek my hand vir hulle opgehef in die woestyn, dat ek hulle sal versprei onder die nasies en hulle sal verstrooi in die lande, omdat hulle my verordeninge nie gehou het nie, maar my insettinge verwerp het en my sabbate ontheilig het, en hulle oë agter die drekgode van hulle vaders aan was. So het ek dan ook aan hulle insettinge gegee, wat nie goed was nie, en verordeninge waardeur hulle nie sou lewe nie. Ek het hulle verontreinig deur hulle offergawes, omdat hulle deur die vuur laat deurgaan het. Alles wat die moederskoot open, sodat ek hulle kon vernietig, dat hulle sou weet, dat ek die Hemelse Vader is. Daarom mensekind, spreek met die huis van Israel, en sê vir hulle, so spreek die Hemelse Vader, verder het julle vaders my in hierdie saak smaadheid aangedoen, dat hulle troubreek teen my begaan het, toe ek hulle in die land gebring het, waarvoor ek my hand opgehef het, om dit aan hulle te gee, het hulle uitgekyk na al die hoë heuwels en al die digte bome, en hulle het daar hulle offers geslag, en daar hulle aanstootlike offergawe gegee, en daar hulle lieflike offergeer gebring, en daar hulle drankoffers uitgegiet. Toe het ek aan hulle gesê, wat is dit vir 'n hoogte waarin julle gaan? En hulle het dit 'n hoogte genoem tot vandag toe. Daarom sê aan die huis van Israel, so spreek die Hemelse Vader, wat julle is verontreinig in die weg van julle vaders, en julle hoereer agter julle verfoeisels aan. Ja, deur die aanbiedings van julle offergawes, deur julle seuns deur die vuur te laat gaan, is julle verontreinig met al julle drekgode tot vandag toe. En sou ek my deur julle laat raadpleeg, o huis van Israel, so waar as ek leef, spreek die Hemelse Vader, ek laat my deur julle nie raadpleeg nie. En wat in julle gees opgeklim het, sal sekerlik nie gebeur, dat julle sê, ons wil soos die nasies, soos die geslagte van die lande wees, deur hout en klip te dien. So waar as ek leef, spreek die Hemelse Vader, ek sal gewis met 'n sterke hand, en met 'n uitgestrekte arm, en met 'n uitgestorte grimmigheid oor julle regeer.
En ek sal julle uit die volke uitlei, en julle versamel uit die lande waarin julle verstrooi is, deur 'n sterke hand en deur 'n uitgestrekte arm, en deur die uitgestorte grimmigheid. En ek sal julle bring in die woestyn van die volke, en ek sal daar met julle in gerig tree van aangesig tot aangesig, soos ek met julle vaders in die woestyn van Egipte land in die gerig getree het. So sal ek met julle in die gerig tree, spreek die Hemelse Vader. En ek sal julle onder die herderstaf laat deurgaan, en julle bring in die band van die verbond. En ek sal uit julle afsonder die wat opstandig is en teen my oortree. Ek sal hulle uit die land van hulle vreemdelingskap uitlei, maar hulle sal in die land van Israel nie kom nie. En julle sal weet dat ek die Hemelse Vader is. Maar julle, o huis van Israel, so sê die Hemelse Vader, gaan weg en dien elkeen sy trekgode, maar hierna sekerlik sal julle na my luister en my heilige naam nie meer ontheilig met julle offergawes en julle trekgode nie. Want op my heilige berg, op die verhewe berg van Israel, spreek die Hemelse Vader, daar sal die hele huis van Israel, hulle almal, my dien in die land. Daar sal ek 'n behaag in hulle hê, en daar sal ek julle offergawes eis, en die eerstelinge van jou aanbiedinge by al julle heilige gawes. As 'n lieflike geur sal ek 'n behaag in julle hê, wanneer ek julle uit die volke uitlei, en julle uit die lande versamel waarin julle verstrooi was. En ek sal my in julle as 'n heilige laat ken voor die oë van die nasies. En julle sal weet dat ek die Hemelse Vader is. Ek julle in die land van Israel bring, in die land waar ek my hand oor opgehef het, om dit aan julle vaders te gee. Daar sal julle dan dink aan julle weë, en aan al julle handelinge, waarmee julle jul verontreinig het, en julle sal wees vir julleself walglik wees vanweë al julle slegte dinge wat julle gedoen het. En julle sal weet dat ek die Hemelse Vader is, as ek met julle handel terwille van my naam, en nie volgens julle verkeerde weë of julle verdorwe handelinge nie, o huis van Israel, spreek die Hemelse Vader. 4 in Juda vanaf vers 45. Verder het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê, mensekind, rig jou aangesig na die suide en laat jou rede druppel teen die suide en profeteer teen die bosveld, die suidland, en sê aan die bos van die suidland, hoor die woord van die Hemelse Vader, so spreek die Hemelse Vader, kyk, ek steek 'n vuur in jou aan, wat in jou elke groen boom en elke droë boom sal verteer. Die uitslaande vlamme sal nie uitgeblus word nie, maar daardeur sal alle aangesigte verbrand word van die suidland af tot die noorde toe. En alle vlees sal sien dat ek, die Hemelse Vader, dit aangesteek het. Dit sal nie uitgeblus word nie. Toe sê ek, ag, Hemelse Vader, hulle sê vir my, spreek hy nie altyd in gelykenisse nie. Tot sover. Ok, ons gaan aan met hoofstuk 21, die swaard van die Hemelse Vader. En die woord van die Hemelse Vader het tot my gekom en gesê, mensekind, rig jou aangesig teen Jerusalem, en laat jou rede druppel teen die heiligdomme, en profeteer teen die land van Israel, en sê aan die land van Israel, so spreek die Hemelse Vader, kyk, ek het dit teen jou, en ek sal my swaard uit my skere trek, en uit jou uitroei, die regverdige en die goddelose, omdat ek uit jou uitroei, die regverdige en die goddelose, daarom sal my swaard uit sy skere uitgaan, teen alle vlees, van die suide tot die noorde. En alle vlees sal weet dat ek, die Hemelse Vader, my swaard uit my skere getrek het, dit sal nie meer daarin terugkeer nie. Maar jy, o mensekind, sug voor hulle oë, met verbreking van lendene en bitterheid. En as hulle vir jou sê, waarom sug jy? Dan moet jy antwoord, oor die tyding, want dit kom, en elke hart sal versmelt, en al die hande sal slap word, en elke gees sal verstomp, en al die knieë sal wegvloei, soos water. Kyk, dit kom,
En dit sal gebeur, spreek die Hemelse Vader. En die woord van die Hemelse Vader het tot my gekom en gesê, mensekind, profeteer en sê, so spreek die Hemelse Vader, sê, 'n swaard is skerp gemaak en ook geskeur. Om 'n slagting aan te rig, is dit skerp gemaak. Om soos weerlig te wees, is dit geskuur. Of moet ons bly wees deur te sê, die scepter van my seun verag elke hout. En hy het dit gegee om te skuur, dat hulle dit in die hand kan vat. Dit is skerp gemaak, die swaard, en dit is geskuur, om dit in die hand te gee van hom wat doodslaan. Skreeu en huil, mensekind, want dit gaan teen my volk, dit gaan teen my vorste van Israel, aan die swaard is hulle oorgelewer, saam met my volk, daarom slaan op die heup, want die proef is gemaak. En hoe dan, as ook die scepter wat verag, daar nie meer sal wees nie, spreek die Hemelse Vader. En jy, mensekind, profeteer, en slaan hand teen hand, sodat die swaard verdubbel word, tot drievoudig toe. 'n moordende swaard is dit, 'n moorddadige swaard, die groote wat hulle omsweef. Ek het die slagbank van die swaard opgestel, teen al hulle poorte, dat ek die hart kan smelt, en die struikelblokke baie kan wees. Ag, dit is gemaak tot 'n weerligstraal, dit is glad gemaak om te slag. Bly aan mekaar, o swaard, gaan regs, maak 'n aanval, gaan links, waarin jou snykant ook al gerig is. So sal ek dan ook my hand teen my hand slaan, en my grimmigheid tot rus bring. Ek, die Hemelse Vader, het dit gespreek. Verder het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê, en jy, mensekind, maak vir jou 2 paaie waarlangs die swaard van die konings van Babel kan kom. Uit een land moet albei uitgaan, en sny dit uit by die begin van die pad na die stad. Jy moet die pad maak dat die swaard kan kom na Raba, van die kinders van Ammon, en na Juda, in die versterkte stad Jerusalem. Want die koning van Babel gaan staan waar die paaie uit mekaar loop, by die begin van die 2 paaie, om van waarsêery gebruik te maak. Hy skud die pyle, raadpleeg die huisgode, bekyk die lewer. In sy regterhand is die lot Jerusalem, om stormramme op te stel, om die mond met geskree oop te maak, om die stem te verhef met krygsgeroep, om stormramme op te stel teen die poorte, om 'n wal op te werp, om forte te bou. Maar dit is vir hulle soos 'n bedrieglike waarsêery in hulle oë, die plegtigste eedswering, tog is hulle sin. Maar hy bring die ongeregtigheid in herinnering, dat hulle gegryp kan word. Daarom so sê die Hemelse Vader, omdat julle ongeregtigheid in herinnering gebring het, deurdat julle oortredinge openbaar word, sodat julle sondes in al julle handelinge gesien word, omdat julle in herinnering gebring is, sal julle met die hand gegryp word. En jy, onheilige goddelose vors van Israel, wie se dag gekom het in die tyd van die uiteindelike afrekening, so sê die Hemelse Vader, die tulband moet weg, die kroon moet af, dit bly nie so nie, na bo met wat nederig is, na onder met wat hoog is. Pynhoop, 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 sal ek dit maak, ook dit sal nie bly nie, totdat hy kom wat daarop reg het, en aan hom sal ek dit gee. En jy, mensekind, profeteer en sê, so spreek die Hemelse Vader aangaande die kinders van Ammon, en hulle smaadrede, en jy moet sê, swaard is getrek om te slag, dit is geskuur tot die uiterste toe, om soos 'n weerligstraal te wees. Onderwyl hulle vir jou, o swaard, 'n bedrieglike gesig sien, onderwyl hulle vir jou leuns voorspel, dat jy gesit sou word op die nekke van die goddelose wat onheilig is, wie se dag gekom het in die tyd van die uiteindelike afrekening. Steek dit weer in die skede, in die plek waar jy geskape is, in die land van jou oorsprong sal ek jou oordeel.
en ek sal oor jou my toorn uitgiet. Ek sal op jou blaas met die vuur van my grimmigheid, en jou oorgee in die hand van die barbare, mense wat verderf smee. Voedsel sal jy wees vir die vuur, jou bloed sal binne in die land wees. Aan jou sal nie meer gedink word nie, want ek, die Hemelse Vader, het dit gespreek. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 22, sondes van Jerusalem. Verder het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê, en jy, mensekind, wil jy oordeel die bloedstad, maak hom dan al sy gruwels bekend, en sê, so spreek die Hemelse Vader, stad wat daar binne bloed vergiet, dat sy tyd kan kom, en drekgode teen homself maak, om hom te verontreinig. Deur die bloed wat jy vergiet het jy skuldig geword, en deur die drekgode wat jy gemaak het, is jy verontreinig, en jy het die dae verhaas, tot by jou jare gekom. Daarom maak ek jou tot 'n smaad vir die nasies, en 'n spot vir al die lande. Die wat naby en die wat ver van jou af is, sal jou bespot, o onreine van naam, vol van rumoer. Kyk, die vorste van Israel was in jou, elkeen na sy krag, om bloed te vergiet. Hulle het vader en moeder in jou verag, die vreemdeling in jou met geweld behandel, wees en weduwee in jou verdruk. My heilige dinge het jy geminag, en my sabbate onheilig. Kwaadsprekers was daar in jou bloed, om jou bloed te vergiet, en by jou het hulle op die berge geëet, en skandelikheid in jou gedoen. Hulle het skaamte van jou vader in jou ontbloot, haar wat onrein was, deur maandelikse onreinheid, het hulle in jou onteer. Die een het 'n gruwelike ding gedoen met die vrou van sy naaste, en die ander het sy skoondogter verontreinig, deur 'n skandelike daad, en 'n derde het in jou sy suster, sy vader se dogter onteer. Hulle het omkoopgeskenke in jou aangeneem, om bloed te vergiet, rente en woeker het jy geneem, en jou naaste te veel laat betaal, deur verdrukking, maar my het jy vergeet, spreek die Hemelse Vader. Kyk, so slaan ek dan in my hand oor jou onregverdige wins, wat jy gemaak het, en oor jou bloedskuld, wat in jou is. Sal jou hart standhou of jou hande sterk wees, in die dae as ek met jou handel? Ek, die Hemelse Vader, het dit gespreek, en sal dit doen. En ek sal jou verstrooi onder die nasies, en jou versprei in die lande, en ek sal jou onreinheid uit jou wegruim. En jy sal deur jouself ontheilig wees voor die oë van die nasies, en jy sal weet dat ek die Hemelse Vader is. Verder het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê, mensekind, die huis van Israel het vir my skuim geword. Hulle is almal koper en tin en yster en lood binne die smeltoond. Silverskuim het hulle geword. Daarom so sê die Hemelse Vader, omdat julle almal skuim geword het, kyk, daarom sal ek julle binne in Jerusalem bymekaar maak, soos silwer en koper en yster en lood en tin binne in 'n smeltoond bymekaar maak word om daarteen 'n vuur aan te blaas en dit te smelt. So sal ek julle bymekaar maak in my toorn en in my grimmigheid en julle ingooi en smelt. Ja, ek sal julle versamel en julle met vuur van my grimmigheid teen julle blaas, dat julle daarin gesmelt kan word, soos silwer in 'n smeltoond gesmelt word. So sal julle daarin gesmelt word, en julle sal weet dat ek, die Hemelse Vader, my grimmigheid oor julle uitgegiet het. Verder het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê, mensekind, sê vir hom, jy is 'n land wat nie gereinig is nie, wat nie reën gekry het in die dag van grimmigheid nie. 'n Sameswering van profete is in hom, soos 'n leeu wat brul, wat prooi verskeer, hulle eet die siele op. Skatte en kosbare dinge neem hulle weg, die weduwees vermeerder hulle daarin. Sy priesters verkrag my wet, en ontheilig my heilige dinge. Tussen heilige en onheilige maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie. Daarby maak hulle oë toe vir my sabbate, ja,
ek word onder hulle ontheilig. Sy vorste is in hom, soos wolwe, wat prooi verskeer om bloed te vergiet en siele om te bring, dat hulle onregverdige wins kan maak. En sy profete pleister vir hulle met loskalk deur bedrieglike gesigte te sien en vir hulle leuns te voorspel met die woorde, so sê die Hemelse Vader, terwyl die Hemelse Vader dit nie gespreek het nie. Die mens van die land pleeg geweld en eien hulle geroofde goed toe. Ook verdruk hulle die elendige en die behoeftige en teenoor die vreemdeling pleeg hulle geweld sonder reg. En ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie, maar ek het niemand gevind nie. Daarom het ek my toorn oor hulle uitgegiet, deur die vuur van my grimmigheid het ek hulle verteer, hulle wandel het ek op hulle hoof laat neerkom, spreek die Hemelse Vader. Tot sover.